Geagte gemeente, en ek weet seker maar by julle my hoor. Dit is my groot voorreg om vandag weer die evangelie te verkondig. Ek dink daarom toe net hier gereed, dat het meer as 30 jaar gelede al hier bevestig was as predikant. Dit is nou nie iets vinnig verby gegaan. Broers en susters, ek wil graag vanmôre voor ek die woord op uitspreek, ek wil vir julle ding vra. En ek wil ek eers sê, dit is so dat in elke preek omtrent elke geleentheid hoor 'n mens van die liefde van God. Maar sê my, wanneer laas het jy vir God gesê dat jy hom liefhet? Ons ou mense het dit goed verstaan. Dit elke nagmaal het hulle tussen die tafels byvoorbeeld wat sing. God het ek lief, maar die getrouwe Heer. En daarom wil ek graag vra dat ons vandag ter toetrede sal begin, deur ook so ons liefde aan God te bely. En kom ons in Psalm 18, die eerste vers. Psalm 18, die eerste vers. Ek het U baie lief, o Heer. En gemeente daarna, net vir ek moet die tegenoorste. As ek afdek, hoor dit my beter. Maar ek gaan nie op dit afdek. So jy moet nie te hoor. Moet ek my hoorsit? Sy reg. Goed baie dank. Broers en susters, nadat ons Psalm 18 vers 1 gesing het, gaan ons gesang 334 vers 1 en 4 sing. En dan bly die staan vir die woord en die seëngoed. En daarna sal ouderling het dit voorlees, wanneer hy die voorsang opgee en ook voortgaan met die wet en die belydenis. So kom ons sing nou die mooi Psalm 18 vers 1. Wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid,
en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord, deur saam te sing van die 345 vers 1 en 2. Broers en susters, God se wet is liefde van ons. Oor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer Verhaai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En hierdie twee gebode is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely, die sin van die 354 vers 4. Broers en susters, ons het sopas deur ons lied om sonde voor God te ly. Hoor aan God se genade in Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo
dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word. In die hart glo ons en ons word vrygespreek, en die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing saam die 355 vers 1 en 2. Geliefdes, terwyl julle so bly sit, kom ons bid saam. O liefdevolle Vader in die hemel, ons dank U dat ons op 4 Sondae Kersfees mag vier. Gedagte daaraan dat U die hemel geskeur het en dat U neergedaal het in die seun van liefde wat vlees geword het. En om ons kom woon, ons lof en dank gaan na U toe. Ja, Here, ons lof U dat U ons so lief gehad het, dat U U enige gebore Seun gegee het, om die seun van die mens te word, sodat ons U kinders kon word. Ons het U ook lief, Here. En daarom vra ons U, skenk ons nog die Heilige Gees om ook vandag ons harte op te stel vir die ewige lig wat in die heilige nag in hierdie donker wêreld kom skyn. Hy het nie versmaak om van 'n stal sy woning te maak nie. Ag Here, versmaak ook nie ons onreine harte nie. Maar laat wonen by ons en vervul ons met U lig en met U vrede. Amen. Ons lees 2 gedeeltes uit die Bybel saam vandag, gemeente. Die 2 gedeeltes staan in Lukas 2 en in Lukas 1. In Lukas 2 lees ons van vers 8 tot by vers 20. En in Lukas 1
lees ons die loflied van Maria. Lukas 2 vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor die skape wag gehou het. Met dit staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat met doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het." Nadat die engele van hulle af weggegaan het in die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan weg in Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." En gaan haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou. En dat is weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. En nou gemeente, blaai ek so 'n bladsytjie terug in die Kansel Bybel. By die loflied van Maria, dis Lukas 1 vers 46. En Maria het gesê: "Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my gewin het omgesien. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem. Omdat hy wat magtig is groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat op eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes van hoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy tot hulp gekom, deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Hier eindig ons skriflesing vandag, broers en susters. Weet julle, elkeen van julle, dat ons die woord van God luister en dit glo, en daarvoor ons lewe, sal vir ewig lewe. Kom, broers en susters, ons sing nou weer. Sing voor die preek, ergens in die open velde, dis Gesalm 3:6-4, vers 1 en 2.
die Bybel gelees het, neem ons 2 teksverse uit Lukas 2, die woorde, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En in die loflied van Maria die woorde, hoogmoediges het hy van hulle trone afgeruk, maar eenvoudiges het hy verhoog. Christus en Here Jesus Christus hier rondom Kersfees, dink ons baie meer is gewoonlik na oor wat die sin en die betekenis daarvan moet wees, dat die Seun van God na hierdie wêreld toe gekom het. En daarom wil ek julle uitnooi vandag saam met my te dink oor wat die betekenis daarvan is, dat Jesus Christus nie as 'n groot mens nie, maar as 'n klein babatjie na die wêreld toe gekom het. Ek kom nie sê van God sommer net as 'n babatjie na die wêreld gekom. Want jy sien, broers en susters, deur hierdie kindjie word ons hoogmoedige mense in staat gestel om self weer kinders te word, om weer van vooraf te kan begin, God het geweet hoe ons is, en tog begin hy weer met ons. Dit is Kersfees. Kersfees is so seer 'n nuwe begin, as wat die Seun van God gekom het, as 'n kind. Klein kindjie, 'n babatjie. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is. Dit het die herders nie verwag nie. Maar juist gewete, omdat daar uit onsself geen egte nuwe begin moontlik is nie, moes God weer begin by die begin. En daarom lees ons verder in die Nuwe Testament dat Paulus van Jesus praat as die tweede Adam. Die tweede Adam, die wat moes kom regmaak wat die eerste Adam bevoeder het. 'n pasgebore babatjie kan ons nog nie praat nie, of nie. Maar as hy wel sou kon praat, is daar een bepaalde sinsnedetjie wat so 'n klein babatjie nooit sou uitgespreek het nie. 'n Klein babatjie sou nooit gesê, was ek maar, of het ek maar nie. Ons gebruik die woorde byna daagliks. Die oppervlakkige liedjie, het ek op my ma gebly, is nie sinniger as wat 'n mens dink. Ons lewens word gestempel deur honderde het ek maar liewer my mond gehou. Het ek maar terug my pa gaan luister. Het ek maar liewer nooit ontmoet nie. Het ek maar liewer by die huis gebly. Ja, gemeente, al hierdie het ek maar bly soms jare lang in die kelders van ons harte lê. Maar weet julle, 'n kleintjie het nie las daarvan. 'n kindjie het nie las daarvan nie, want jy sien, 'n kind het mos nie 'n verlede nie. 'n kind het nie 'n verlede nie. Daar was maar net een kind wat 'n verlede gehad het. Die kind van Bethlehem het al die hele lewe agter die rug gehad. Hy was die Seun van God. Maar hy het nie gesê, het ek maar, of was ek maar nie. Hy het nie geleef van die gedagte, het ek maar liewer by my Vader in die hemel gebly nie, selfs
nie om die grootste lyding nie. Hy het gekom as 'n kind. Dit wil sê as 'n mens sonder 'n verlede. Hy wil totaal vergeet dat hy eintlik nie tussen ons mense tuis hoort nie. Hy wou so ten volle by ons hoort dat hy nie 'n mens wil wees sonder om allereers 'n kind te wees nie. Hy sonder het ek maar sy krib gelê. Hy het aan sy moeder gedrink, sonder te dink aan die hemel. Hy drink aan sy maas of sy, asof hy sy vader in die hemel nog nooit gesien het nie. En terwyl die engele gesing het, het hy rustig geslaap. As hy die Kersengel gesien het, sou hy hom nie eens herken het nie. Want jy sien, hy het by sy menswording sy verlede tuis gelaat. Hy het nie sy verlede saam met hom gevat by keer toe. En daarom, gemeente, was sy menswording 'n kindwording. Later toe hy volwasse was, het hy hierdie merkwaardige woorde wat eintlik in ons hele grammatika instruik is uitgespreek het gesê, voordat Abraham was, is ek. Maar gemeente, toe hy daar in die krib gelê het, het hy van Abraham niks geweet nie. God het 'n kind sonder 'n verlede geword. God het 'n kind sonder 'n verlede geword. En gemeente, wat gebeur nou met ons as ons hom ontmoet? Wat gebeur met jou as jy hom ontmoet? Ons kom die stal binne met al ons herklas. Selfs op Kersfees. Kersoggend geluk dit ons nie, om ons hetmaars by die huis te los nie. Die Kersfees beteken vir baie mense dat hulle 'n paar dae langs hulle skoene kan staan. Hulle voel asof hulle so vir 'n kort rukkie bevry is van hulle verlede. Die verlede is 'n grap wat niemand onder die Kersboom mag vertel nie. Hulle mag nie dit vertel nie. Hulle sing, die mense sing vandag van die Kersengele wat swewe. Hulle Kersengele het eintlik gestaan. En hulle begin self ook so te swewe. Daar word nooit so druk deur mense geswewe as rondom 25 Desember nie. Dis asof die wet van swaartekrag vir 'n paar dae buite werking gestel is. Broers en susters, as ons egter nugter bly, dan geluk dit ons glad nie. Selfs op die Kersmôre kom ons met ons hetmaars kerk. Maar dit is reg. Dit is selfs die bedoeling. Want broers en susters, waarom het Jesus sy verlede tuis gelaat? Hoekom het Jesus sy verlede tuis gelaat? Om jou in staat te stel om jou verlede by hom te laat. Ons kan met ons verlede nergens heen gaan nie. Maar as ons daarmee bly rondloop, dan beswyk ons daaronder. 'n Mens gaan te gronde aan sy verlede.
'n mens met 'n verlede het nie 'n toekoms nie. Gaan vra maar vir iemand wat uit die tronk uitkom, hoe moeilik is dit om weer aan te gaan met die lewe. 'n Mens met 'n verlede het nie 'n toekoms nie. Maar broers en susters, daar's een adres. Daar's een adres waar jy met jou verlede terecht kan kom. Die stal van die lewe. Jy mag al jou hekmaars daar gaan neersit. Want jy sien, ons kan by die kind self weer tot 'n kind word. As baie woorde wat daar by die klip na ons lippe toe kom, maar daar sê ons nooit, is dit waar? Of was dit waar? Broers en susters, want daar word ons ook pasgebore kinders. Jy weet, is 'n asembenewende belewenis om plotseling los te wees van jou verlede en om nie te smeer nie, maar te staan met al jou voete op die grond. Vergewing noem hier die Bybel dit. Vergewing. Vergifnis. En broers en susters, ware vergewing is nie iets wat jy ontvang om daarna maar weer aan te gaan soos altyd nie. Die ware vergewing gryp ons aan. Ons word heeltemal verander daarmee. Ons word weer gebore daarmee. Weergeboorte. Wat is dit? Het 'n weergeboorte beteken dat dit nie so diep onder die innerlijk kom daarvan dat as God nou na jou kyk, dan sien hy nie meer daai vuil volle van jou sondige verlede raak nie, maar hy sien die spiegelbeeld van Jesus Christus in jou skouers aan. Broers en susters, dis ook glad nie so maklik nie. Dis nie maar net 'n geval daarvan om 'n besoekie by Jesus te bring en nou is alles vergewe en vergeet nie. Want as jy deur hom 'n nuwe mens geword het, as jy deur hom ook weer 'n kind geword het, gemeente, dan moet jy toelaat dat hy jou ontvat. En dan moet jy so klein word dat jy ook bereid sal wees dat hy langs jou loop. En dan moet hy jou toelaat dat hy jou sal dra. Jy moet toelaat dat die Here jou dra. Gemeente, want as Kersfees werklik in ons harte lewe, dan word die hele wêreld vir ons omgekeer. Dan word ons steeds meer kind. Elke Kersfees 'n jaar jonger. Eers loop ons nog. En tenslotte laat ons dra. Iemand het gesê dat toe hy in Kersfees gesien het, hoe kinders met 4 sterre en 4 pyle speel, klappers en so aan, het hy onwillekeurig gedink aan wat 'n groot koning word voor sy dood geskryf het. Die koning het gesê, ek was in my lewe soos 'n 4 pyle, wat toe het aangesteek is, dood geskiet het. Maar dit het ek die toppunt bereik en die mense my vol verbasing aanstaar. Toe ek so met my uitspattende 4 vonkies spruit soos duisende sterretjies. Het ek skielik oor 'n spellende gekletter laat hoor. En
voor die mense wat my met verbaasde oë gekyk het, op die grond geval en tot stof en verskillend. Ja, gewete, dit hoort ook daarby, as jy deur die kind van Kersfees, die kindie van Bethlehem, self weer 'n kind geword het. Jy sien, as jy deur Jesus weer 'n kind geword het, dan bly daar van jou roemryke verlede net so min oor as van jou lastige verlede. Want dan maak dit nie meer saak van wie jy afstam, of hoe jy jouself opgewerk het, of waar jy studeer het nie. Dit maak nie meer saak wat jy alles bereik het nie, wat jy sien. Jy staan weer in die begin. As jy deur Jesus vernuwe is, staan ons letterlik en konkreet die begin. Want jy sien, 'n babaatjie in 'n wiegie dra nie medaljes nie. 'n babaatjie in 'n wiegie het niks om oor te trek nie. Broers en susters, dit bring dis 'n groot verhoging vir ons. Ons word 'n kind sonder 'n verlede. Maar ook 'n groot verlede, want jy het niks om oor te spog nie. En gemeente, nou begryp ons waarom Maria in haar loflied gesing het. Hoogmoedig is hy van haar troon afgeruk, maar eenvoudig is hy verhoog. Eers wanneer ons self meer werklik kind geword het, gaan daar 'n nuwe diepte in die vers weer op ons oop. Dan, broers en susters, weet ons, die hoogmoediges wat neergestoot is die mense wat nie langer meer mag sê, ek was daar in my lewe. Is daar dieselfde mense wat dan ook kan sê, dat ek verhoog is deur Jesus Christus. Want dan, broers en susters, kan jy weet, by Jesus se wederkoms, by Jesus se wederkoms sal jy nooit nodig hê om te sê, ag, het ek maar nie. Deur Jesus Christus het God so diep na omlaag gekom, dat naas die grootste geleerde, selfs die kleinste kindjie oor die rand van die krib kan kyk. Maar meer nog, my broer en suster, en daarmee sluit ek jou af, ek vra vir jou, wat 'n kind, moes dit nie gewees het, dan wie dit geluk het, om van mense soos ons, weer kinders te maak. Wat 'n kind. Amen. Broers en susters, kom ons bid. Liewe Here Jesus, dankie dat U vir ons kom kinders maak het. Dankie, Here, dat ons op vooraf kan begin. Dankie, Here, dat U ons verlede wegvat. Dat U ons weer laat geboren word. Dankie, Here, dat ons nou na U kan kyk, wel wetende,
En daar vir ons 'n plek is by U in ewige lewe. En dankie Here dat U beloof het, kom weer om ons te omhaal, sodat ons op kan wees waar U is. In die ewige saligheid, in die volmaakte, waar ons saam met die engele God sal loof en prys, vir die groot dinge wat hy vir ons gedoen het. Dankie dat U ons so lief gehad het, o Vader, dat U die enigste Seun gestuur het om 'n kind te word, sodat ons ook U kinders kon word. Dankie. Amen. Gemeente, ons slot saam met die bekende Stille Nag. Dis die 3, 4, 8, daar so ons al die versies. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen.